Ons gaan nou aan met 1 Korintiërs 15. En ons kyk weer na vers 20. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Daai eersteling van die ontslapenis is regtig waar 'n baie belangrike ding. Dit beteken dat in daardie liggaam wat gesterf het na Golgotha, het daar 'n lewe ingekom en 'n nuwe liggaam het opgestaan. Die rede hoekom Jesus 'n stuk vleis moes aanneem in die vorm van 'n liggaam of 'n lyf, was om deel te word van die mensdom en deel te word aan die mensdom, het hy die mensdom in hom ingeneem. Ek wil hê jy moet dit verstaan. As jy trou in 'n familie en dan word jy deel van jou skoonfamilie. Dis 'n simpel vergelyking. Maar is die naaste vergelyking wat ek vir jou kan gee. Wat is koffie? Koffie is of moerkoffie of dis poeierkoffie. Maar as jy nou lus is vir 'n koppie koffie, gaan jy nou sit en 'n teelepeltjie moerkoffie eet en dink dit is nou koffie, of 'n lepeltjie poeier of kitskoffie en dink dit is nou koffie? Nee. Daai koffie, om koffie te word, moet in kookwater gegooi word. En wanneer daai koffie met die kookwater meng, dan kry jy koffie. Nou vir Christus, om die mensdom in hom in te neem, moes hy mens word. En toe hy mens word, toe word die mens deel van hom. Soos die water koffie word en die koffie water word, word hulle een en neem Christus die mensdom in hom in. Maar met dat hy die mensdom in hom ingeneem het, neem hy ook die mensdom saam met hom kruis toe. Die sonde van die mensdom dring Christus na die kruis. En Christus sterf. En die sondige mensdom en hulle sonde en Adam sterf in Christus Jesus. En toe almal gesterf het, toe staan daar een op 3 dae later. Jesus Christus. Toe staan hy op met sy God lewe, wat hy gehad het voor hy 'n stuk vleis as 'n lyf geneem het. Toe kry hy spreekwoordelik 'n stuk vleis wat verheerlik is. Nou as ons kyk na die liggaam van Christus, as hy praat in sekere plekke in die woord, dan praat hy van hierdie liggaam van die vlees met wie ons een geword het in Christus. Nou sê Paulus vir ons het een geword met die vlees van Christus en een geword met die liggaam van Christus. Hy sê dit aan Kolossense. Ons het een geraak met dit. Maar daai vlees staan bekend in die Grieks as sarx. Sarx is hierdie, die tasbare vleis. So die vlees wat Jesus in die hemel het, die sarx, is 'n tasbare liggaam. Sê Paulus, het ons een met daai vlees geword.
en het ons een met sy liggaam, en die Grieks is soma, die sagte deel, die saamgebinde en saamhangende eenheid. So toe Jesus gesterf het, en hy staan op uit die dood uit, toe staan hy met 'n verheerlikte liggaam as 'n volkome, saamgevoegde en saamgeperste eenheid, met my en jou in hom, en sy godheid in hom, wat oorkom in ons in. So toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, toe bring hy sy God lewe in ons in, as gevolg van sy bloed wat gestort is. Dis nie die bloed van Jesus wat ons red nie. Die bloed van Jesus verlos ons. Die bloed van Jesus reinig ons. Die bloed van Jesus heilig ons. En die bloed van Jesus vermoor Adam, sy denke, sy gewete en sy werke. Dus wat die bloed doen, die bloed steriliseer vir ons. En hy vat vir adamatiese Satan en sataniese Adam uit ons uit en vernietig hom. En in die plek daarvan doen hy 'n omruiling van natuur, gees, liggaam, siel, wat jy ook al wil. En hy vat wat syne is en plaas dit in ons. So sy verstand, sy gees, sy natuur, sy lewe, sy denke, sy liggaam word soveel deel van ons as wat hy deel is met die Triniteit. Geheel en al, volkome een met Christus, volkome gereinig, volkome geheilig, want die Bybel sê, toe ons almal nog sondaars was, het hy vir ons op die regte tyd gesterf. Maar stop nou. Dit beteken nie dat daar 'n universele redding gekom het nie. Dit beteken nie dat almal nou hemel toe gaan nie, nee. Daarom is daar 'n kruis tussen my dood en tussen die opstanding. Tussen wat ek kan wees en wat ek veronderstel is om te wees, is daar 'n kruis in die middel. En as jy nie deur daardie kruis gaan, en jy maak nie die kruis van Jesus jou kruis, en jy sterf nie op daardie kruis van Jesus nie, en jy maak dit nie jou dood nie, want daar sterf hy as ek, en ek sterf in hom, as hom. As ek nie daai verskywing maak in my binnemens nie, en ek maak nie sy kruis my kruis nie, dan gaan ek in der ewigheid nooit aan die opstanding deel hê nie. Want jy sien, dit is in daardie kruis waar Adam uitgewis word. 'n Omruiling van nature en gees plaasvind en verstand plaasvind, en Christus kom woon in ons. Jou bekering is in effek in realiteit waar jy die kruis van Jesus joune maak. Baie mense dink as ek nou Jesus bely wat gelei het vir my sondes en sy bloed gestort vir my sondes, nou is ek wedergebore. Nee, jy is maar net vergewe en jy's maar net vrygespreek. Maar die wedergeboorte kom as sy lewe jou red. Luister wat sê Romeine 5 vers 10. Hy sê hierso: As ons toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe gered word, nadat ons met hom versoen is.
Jy sien die 2020 vertaling het hom verkeerd vertaal. Hy sê, hoe gaan ons nou, ons word verlos deur sy lewe? Nee, die Griek sê, ons word gered deur sy lewe. Want die lewe is in die Seun, en wie die Seun van God het die lewe in hom. So wat jou red, is die lewe van Christus. En as ek daardie kruis van Jesus bely, dan bely ek enkele dinge, dat my hele menslike bestaan, my etniese verlede en my biologiese verlede in Christus ingeneem is, ingeabsorbeer is. Dan stem ek in die tweede plek daartoe, dat ek saam met hom kruis toe gegaan is. Dis lelik Afrikaans, maar ek sê, dat ek saam met hom kruis toe gegaan is. Derdens, dat ek saam in sy kruisdood met hom gesterf het. En dan, dat ek saam met hom dood was, maar nou het ek opgestaan met sy lewe, met sy gees, met sy diviniteitslewe. Dis hoekom Paulus vir ons hierso dit so duidelik maak. Hy sê hy is die eersteling van die ontslapenis, en ons word die eerstelinge van die ontslapenis. Wat beteken dit? Daardie eerste en enigste saadlewe wat in ons ingekom het na die dood, was Christus in ons. Die eerste en die laaste lewe. Daar is nie na Christus nog 'n ander lewe nie. Jy kan nie nou die opgestaande Christus terugneem na Jesus van Nasaret nie. Want hierdie Christus wat opgestaan het, het Jesus van Nasaret 'n blitterheid. Hy het hom vernietig en hy het hom uitgeroei. En as God uit die dood opgestaan en ons in hom laat opstaan, met net een enkele lewe. Die lewe van Christus. Daardie opstanding was nie net Jesus wat opstaan, is ek wat met sy God lewe, sy diviniteitslewe saam met hom opgestaan het, met sy lewe as my enigste en enige lewe in my. Na die kruis en die opstanding is daar vir die Christen geen ander addisionele of komplementerende lewe nie. Daar is nie tekens nie, daar's nie wonderwerke nie, daar's nie geestelike oorlogvoering nie, daar's nie doop nie, daar's niks nie, want ek is nie meer 'n disipel van Jesus nie. Ek is nou 'n gebore seun van God deur en in Christus. Ek sluit af. Luister wat sê die Bybel vir ons. In Efesiërs 1 vers 5. Nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het. So wedergebore kind van die Here, hou op sê jy's 'n disipel van Jesus. Jy is nie. Jy is 'n seun van God deur Christus Jesus.
Jy's nie meer 'n navolger nie. Jy is 'n kind van God. Jy het God se DNA in jou. Jy het God se lewe en God die Vader se eie gees in jou. Jesus Christus se gees in jou en die geeslewe van die Heilige Gees in jou in Christus Jesus. Hou op met jou bogtery. Hou op om disippelskap kursetjies te volg. 'n Disippelskap is 'n aardse ding. Jy is 'n hemelse kind van God, gebore uit die saad van God deur die opstanding van Christus. Christus, die eersteling na die dood, opgestaan en jy in hom. Nou ja, ons praat later weer. Like, subscribe en stuur aan. Totsiens.